Hier vanuit die pragtige tuinroete in George sê ons vir julle elkeen baie welkom, ook vir ons eie gemeentelede wat op hierdie manier ook weer by die eredienste kan inskakel. Ons glo en vertrou dat die Here se seën ook op elkeen van ons sal rus. Voor ons met die erediens begin, sang ons ook 'n lied vir die kerk, van die kerk, dat die Here ons ook tot hiertoe veilig gedra het en bewaar het en ons sterk gemaak het in sy hand. We gaan dan ook vanoggend ons erediens met Psalm 18:1 as 'n fotum en intrelied. Ons sing vers 1. Ek het U hartlik lief, o Heer, U is my sterk teen teëweer. Die Heer is my rots, my vestingsterk, my redder wat my heil bewerk. Psalm 18:1, dan ontvang ons die seën van die Here. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, vrede en liefde word aan julle elkeen gegee. Van God die Vader, in die liefde van ons Here Jesus Christus, wat deur die kragtige werk van die Heilige Gees in elkeen van julle vermeerder sal word. Amen. Ons loflied tot die Here is Psalm 111:2, ons sing daarvan verse 1, 2 en 4. Laat ons met ontzag omnoem in ons lied die Here roem. Psalm 111, dan bely ons geloof.
Nadat ons geloof bely het, antwoord ons met die woorde van Skrifbereiding 12:3, verse 1 en 2, sonder dat ek dit verder voorhou. Kom ons bely in ons harte saam die geloofbelydenis van Lucia. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En ons glo in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in een Heilige Gees wat Here is en wat lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister vanoggend na die wet van die Here soos dit vir ons in Levitikus 19 opgeteken is. Vanaf vers 1, vanaf vers 11 en weer later vanaf vers 30. Ek sal die verse aankondig soos ons na hulle toe beweeg. Na die wet van die Here antwoord ons spontaan met Psalm 99 sonder dat ek dit verder aan u voorhou. Levitikus 19 vanaf vers 1. Die Here het vir Moses gesê, praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle, ek wees heilig, want ek die Here julle God is heilig. Elkeen van julle moet eerbied vir julle vader en julle moeder hê. Julle moet my gebooie oor die Sabbat gehoorsaam. Ek is die Here julle God. Julle mag nie afgode dien nie en julle mag nie vir julle afgodsbeelde maak nie. Ek is die Here julle God. Vers 11. Julle mag nie steel nie en julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie. Julle mag nie 'n vals eed in my naam aflê en so die naam van julle God ontheilig nie. Ek is die Here. Jy mag nie jou naaste uitbuit of hom beroof nie. Jy mag nie 'n dagloner se loon terughou tot die volgende dag nie. Uit eerbied vir jou God mag jy nie 'n dowe vloek of 'n hindernis in die pad van 'n blinde lê nie. Ek is die Here. Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie. Jy mag nie partydig wees vir die wat geen aansien het nie, of die vooraanstaande bevoordeel nie.
oordeel regverdig oor jou naaste. Jy mag nie loop en skinder nie, jy mag nie jou medemense lewe in gevaar stel nie. Ek is die Here. Jy mag nie haatdraand wees teenoor jou volksgenoot nie. Maak die geskil met hom openlik uit, moenie wat hy verkeerd gedoen het teen hom bly hou nie. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Ek is die Here. Julle moet my voorskrifte gehoorsaam. Vers 30. Julle moet my gebooie oor die Sabbat gehoorsaam en eerbied hê vir my heiligdom. Ek is die Here. Moenie hulp soek of by geeste of by waarsêers hulp soek nie. Dit sal julle onrein maak. Ek is die Here julle God. Uit eerbied vir jou God moet jy eerbied bewys aan ou mense en hulle met respek behandel. Ek is die Here. Wanneer daar 'n vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle hom nie onderdruk nie. Julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos julle self. Julle was immers ook self vreemdelinge in Egipte. Ek is die Here julle God. Julle mag nie bedrog pleeg wanneer julle meet of weeg of inhoud bepaal nie. Julle moet 'n betroubare skaal en die regte gewigte en inhoudsmate gebruik. Ek is die Here julle God, wat julle uit Egipte laat wegtrek het. Gehoorsaam al my skrifbepalings en voorskrifte en leef daarvolgens. Ek is die Here. As vryspraak luister ons ook na die woorde van Titus 3 verse 4 tot 7. Toe die goedheid van God, ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos nie op grond van iets wat ons gedoen het nie, vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons verlosser. So is ons dan op grond van sy genade vrygespreek en het sy erfgename geword. Erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Ons Hemelse Vader, Here, ons almagtige God, aan U kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag en die aanbidding tot in alle ewigheid. Ons aanbid U as ons enigste God, Vader, Seun en Heilige Gees. U wat was, U wat is en U wat ewig sal wees. Ja, Here, hoe wonderlik is dit om U naam te eer, te loof en te prys en te aanbid. Ja, Here, ons besef hoe skuldig ons is as ons so na die wet van U luister, Here. Dan besef ons dat mens nie eers waardig is om U kinders genoem te word nie. Want ons is klein en nietig voor U almag. Ons gebed is dan ook dat U alles wat ons teenoor U en teenoor mekaar verkeerd doen, dat U dit sal vergewe. Dat U dit wat skeiding maak tussen U en ons, dat U dit uit ons harte sal wegneem. Maar Here, ons dankie ook dat U dit reeds deur U geliefde Seun, ons Here Jesus, vir ons gedoen het. Dankie dat ons ook vandag daardie dag kan herdenk. Ja, Here, waar hy as koning die stad van konings binne gery het. Help ons dan ook om hierdie vergifnis wat ons reeds ontvang het, met groot verantwoordelikheid te aanvaar en dit uit te leef. Vader, ons bid vir hulle
in ons gemeente, ons kerk, die owerhede, ons bid vir die wêreld. Ja, Here, ook vir die beloftes wat U aan ons gemaak het. Ons dankie vir hierdie wonderlike gemeente van ons. Ons dankie vir al die gawes wat U so oorvloedig aan ons skenk. Ons bid dat U met elke lidmaat sal wees, Here, dat U elke lidmaat van ons sal beskerm en bewaar. Ons bid vir hulle wat nie die geleentheid het om na U woord te kan luister nie. Hulle wat siek is en alleen en in hospitale lê. Ja, Here, hulle wat oud geword het, hulle wat ook in hierdie week tydens die Grendelstaat waarin ons vasgevang is, langs 'n oop graf moet gaan staan. Ons bid vir troos en leiding van U, o Heilige Gees. Vader, wanneer ons dan ook nou na U woord gaan luister, waar U self met ons praat, dat U deur U Gees vir ons geopende ore sal gee. Ja, Here, dat ons nie net sal hoor nie, maar dat ons sal luister. 'n ontvanklike hart om dit in te neem en ons eie te maak. En ook 'n verligte verstand om dit te kan verstaan. Here, maak ons verder ons monde en hande en voete diensbaar vir U werk. Ons bid dit alles alleen in die naam van ons Koning en ons Verlosser, Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons luister vanoggend na twee gedeeltes uit die woord van die Here, Sagaria 9 en Matteus 21. Beide gedeeltes verse 1 tot 11. Sagaria 9 vanaf vers 1. 'n uitspraak van die Here. Die woord van die Here is ook in Gadrak en hy het ook in Damaskus sy woonplek. Die Here sien alle mense, nie net al die stamme van Israel nie. Hy sien ook vir Hamat wat aan Damaskus grens en vir Tyrus en Sidon, al het hulle hoeveel wysheid. Tyrus het vir homself 'n vesting gebou en so baie silwer en goud bymekaar gemaak as wat daar stof en modder in die strate is. Nou gaan die Here alles vat wat die stad het. Hy gaan die mag breek wat die stad op see het en die stad sal self afgebrand word. Askelon sal dit sien en skrik. Gaza sal dit sien en baie bang word. Ekron ook, want alles waarop hy vertroue het, sal daarmee heen wees. Gaza sal sonder koning wees, Askelon sonder inwoners. En in Asdod sal net mense woon wat gebore is uit ontoelaatbare geslagsgemeenskap. So sal ek die trots van die Filistyne breek, sê die Here. Ek sal die bloederige vleis wat hulle eet uit hulle mond ruk. Ek sal die afskuwelike afgodsoffers tussen hulle tande uitruk. Wat van die Filistyne oorbly, sal aan ons God behoort. Hulle sal een van die groepe in die stam Juda word. Dit sal met Ekron gaan soos met die Jebusiete. Ek sal my huis beskerm teen enige leer wat daar verbykom, sê die Here. Geen onderdrukkers sal hulle meer oorval nie. Ek sorg nou self vir julle. Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvol van 'n donkie. Ek sal die strydwaans in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei. Die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat af tot die uithoeke van die aarde. Wat jou betref, my verbond met jou is met offerbloed beseël. Ook Matteus 21, ook van vers 1 af. Toe hulle, dit is Jesus en sy disippels, naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is, en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. As iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig, en hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sal word. Sê vir Sion, kyk jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en ry op 'n donkie,
op die vel van 'n pakdier. Die 2 disippels het vooruitgegaan en gedoen wat Jesus vir hulle beveel het. Hulle het die donkie in die val gebring, van hulle klere op die diere gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad gegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep: Prys die Seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan en die stad in beroering kom, het die mense gevra: Wie is hierdie man? Die skare het geantwoord: Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Tot hier die woord van ons Here. Kom ons sing dan ook van hierdie koning voordat ons na die prediking luister. Psalm 89:1 verse 1 en 3, vers 3 se laaste deel: Laat vreug die Heer se huis deurbewe, want groot is Israels vors en Heer, die see en alles wat daar lewe, die ganse wêreld moet hom eer. Verse 1 en 3, Psalm 89. Verheug jou grootliks, o dogter van Sion. Juig, o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou. Regverdig en 'n oorwinnaar is hy. Nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die val van 'n eselin. Ook in Matteus 21 vers 5. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die val van 'n pakdier. Ons tema dan vanoggend is dan ook ons koning op 'n donkie. Geliefdes in die Here, my pa het altyd 'n donkie 'n Jerusalem pony genoem. 'n Opregte Jerusalem pony het die wonderbaarlike verskynsel van 'n swart kruis op sy rug. Soos ons in Afrikaans sê dat die donkie 'n wonderlike ding is. Geliefde broers, susters en kinders van ons Here Jesus Christus, dit is vandag die laaste Sondag voor Paasfees. Dit staan dan ook bekend as Palmsondag. Die Sondag bykans 2000 jaar gelede waar Jesus die stad Jerusalem op 'n donkiehingsval binne gery het. Dieselfde dag waar die inwoners en die besoekers hom met swaaiende palmtakke en lofliedere ontvang het. Hulle strooi hulle klere op die pad en vereer hom as koning. Hulle loof die koning wat in die naam van die Here kom. Die koning is op pad.
Dit is wat hier gebeur. 'n Gedeelte van die profesie in Sagaria 9 is besig om in vervulling te gaan. Uiteindelik is die Messias op pad en sal hy die juk van die Romeinse ryk kom afgooi. Daar sal weer vrede vir die Jode wees. Maar ons het ook gehoor dat die stad in beroering gekom het toe die menigte mense Jerusalem al singende en juigend binnengekom het. 'n Nuwe koning sou beteken dat die huidige keiser uit die kussings gelig sal word. En dit sou noodwendig oorlog beteken. Oorlog en nie rustigheid nie. Dit is waaroor hierdie beroering gaan. En dan die teleurstellende woorde, ag, dit is maar net die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Nie 'n koning nie, nie 'n verlosser nie. In hulle oë 'n eenvoudige profeet, seun van 'n timmerman in Nasaret. Wat sal hierdie man tog wat op 'n donkie ry, wat sal hy teen die Romeinse mag uitgerig kan kry? Geliefdes, so gaan dit maar vandag steeds. Daar is baie mense wat baie opgewonde raak en opgewonde is om Jesus as hulle koning te ontvang. Want hulle het baie kere die volgende in gedagte: wanneer Jesus my koning is, kan ek sorgloos deur my lewe gaan. Hy sal al my probleme laat verdwyn. Baie predikers verkondig dit ook so. Glo in Jesus, maak hom jou koning en jy sal verlos word van jou ellende. Jou smarte en jou pyn sal verdwyn. Jy sal gesond wees. Geen virus of siekte sal aan jou raak nie. Jy sal rykdom beleef. Dit is wat baie kere verkondig word. Dan word dieselfde soort teleurstelling beleef as wat die mense in Jerusalem beleef het. En omdat daar by baie mense 'n wanvoorstelling is van hoe koning Jesus ons probleme moet wegneem, fokus baie van hierdie mense baie vinnig hulle aandag weer op iemand anders of iets anders, wat hulle dink hulle probleme van hulle af kan wegneem. Hulle bestee baie tyd, selfs baie geld, wat kon sy sal help om hulle probleme op te los. Wat waar is dat ons koning verlossing bring vir ons sondes. En die belofte van onder meer die ewige lewe saam met hom. Daar, waar geen pyn of smarte of siekte sal wees nie. Broers, susters, kinders, ons koning is Jesus Christus en hy regeer. Ons het vanoggend ook met ons belydenis bely dat daar aan sy koningskap geen einde sal wees nie. Daarom moet ons onsself aan hom onderwerp en ons moet dit juigend en jubelend doen. Die probleem is dat mense hier so graag beheer in jou eie lewe wil neem en in beheer wil bly daarvan. Amper 'n dubbele standaard wat 'n mens stel. Jy wil 'n baie besondere koning hê. Hy moet jou probleme kan oplos, van jou af kan wegneem. Hy moet jou teen gevaar en vyande beskerm. Maar ek wil daarom my eie lewe ook leef. En daarvoor het die leiers van Jerusalem nie kans gesien nie. Selfs die inmenging van 'n nuwe regering kan net tot op 'n punt geduld word. Wanneer 'n koning egter alles, jou woorde, jou dade, jou gedagtes wil beheer, en self jou opdrag te gee oor hoe jy teenoor ander mense moet optree, raak dit daarom net te veel. Oor 'n koning wat jou heeltemal oorheers, is daar mos nie veel om oor van te juig nie. Maar geliefdes, Jesus Christus is presies so 'n koning en meer nog. In Matteus 28 vers 18 het ons lees ons, en ek haal Jesus se woorde aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Daarom het hy alle gesag, ook oor elke mens op die aarde, ook oor jou en my lewe hier, al dink ons nie altyd so nie. Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning kom na jou toe. Die woorde van Sagaria. Maar kom ons let 'n bietjie op wie ons koning Jesus werklik is. Hy is die koning van gesag. Op die Sondag voor sy kruisiging het Jesus gewys dat hy die Messias was wat moes kom. Die profesie van Sagaria 9
is gedeeltelik besig om waar te word. Hy ry die stad van konings op 'n donkie hingsval binne. Ek weet nie hoe goed ken julle donkies nie, maar om 'n jong, ongetemde donkie op sy rug te klim, is nie 'n maklike ding om te doen nie. Met die gesag wat Jesus het, soos hy die wind in die see in die storm stil maak, laat hierdie wille donkie toe dat Jesus op sy rug ry. Terwyl hy op die donkie Jerusalem binnery, word hy lofliedere toegesing. Palmtakke en klere word voor hom en die donkie neergesit. Die hoogste eer betoon wat 'n koning kan ontvang. Inderdaad was en is Jesus Christus die beloofde Messias, maar nie soos die Jode dit verwag het nie. Hulle het hulle Messias anders voorgestel as wat in hierdie situasie afspeel. Tog weet hy wat die volgende week met hom gaan gebeur, vol in beheer van sy lewe. Met hierdie intog in Jerusalem baan hy self die weg vir sy inhegnisneming, wat in minder as 'n week tot sy kruisdood sou lei. Soos 'n ware koning was Christus in volle beheer van al die omstandighede om hom. Selfs in sy laaste dae op aarde is hy in volle beheer en tree hy met volle gesag op. Hy tree nie soos 'n martelaar op nie. Hy kom nie in politieke opstand nie. Niks wat die week voor sy kruisiging gaan plaasvind, sou hom onkant vang nie. Tog bly hy die koning van geregtigheid, die regverdige koning. Ongeag die onregverdighede wat in die volgende paar dae in Jerusalem aan hom gedoen gaan word. Wanneer ons so na ons eie land kyk, sien ons en beleef ons dat geregtigheid nie altyd geskied soos ons dit graag sou wou hê nie. Selfs in die Grendelstaatperiode waarin ons nou vasgevang is, gaan misdadige bedrywe voort asof daar nog niks gebeur het nie. Daar is nog steeds magsgebruik. Kyk maar hoe tree sommige soldate en polisiemanne op. Daar word steeds pogings aangewend om vinnig geld te maak, munt te slaan uit die situasie uit. Moord en doodslag hou nie op nie. En dit gebeur nie net hier in Suid-Afrika nie, inteendeel dit gebeur oor die hele wêreld heen. Selfs in 'n tyd soos nou, waar siekte lewens neem, is hebsug en selfsug steeds aan die orde van die dag. Kyk maar net hoe lyk sekere mense se winkeltrollies. In selfsug, volgepak en oorlaai, sonder om aan ander ook te dink. Maar geliefdes, dit is tog so dat aardse leiers onsself mense, ook maar net mense is. Daarom kan ons nie aardse konings enigstens met Jesus Christus, ons koning se geregtigheid vergelyk nie. Hy is en bly en sal die enigste koning wees wat volmaak aan die geregtigheid van God voldoen. Hy die wet van sy Vader volmaak gehoorsaam, toe hy ten volle die volmaakte offer aan die kruis vir jou en vir my gebring het, terwille van sy Vader se uitverkorenes, vir jou en vir my. Wanneer hy ons deur sy woord en sy gees regeer, doen hy dit reg en billik. Al lyk dit soms vir ons of alles nie altyd regverdig in ons lewens is nie, bloot omdat ons nie alles ten volle begryp nie. Menslik gesproke gaan sy beveel het so teen die menslike natuur in, dat dit vir ons dikwels voel asof God dinge van ons verwag wat ons glad nie kan doen nie. Dink maar aan die mekaar opdragte wat ons Here aan ons gegee het. Moeilike opdragte. Dan herinner die Heilige Gees ons daaraan dat Jesus die koning van reg is en alles wat hy doen en beveel hy in ons belang, sodat ons sy Vader kan verheerlik. Jesus Christus is die gesagvolle koning van geregtigheid en hy is die koning van verlossing. In albei ons Afrikaanse vertaling staan daar dat ons koning 'n oorwinnaar is, wat ook met verlossing, 'n verlosser is, vertaal kan word. Daarom sê ons ook dat Jesus Christus die koning van verlossing is. Die Joodse leiers van destyds het 'n aardse Messias verwag, 'n koning wat
Israel van hulle aardse vyande sou verlos. Inteendeel, die Jode van vandag verwag nog steeds 'n Messias wat hulle van hulle aardse verdrukking sal verlos. Wanneer ons die 4 evangelies, Markus, Lukas, Johannes en Matteus met mekaar vergelyk, is dit net Matteus en Johannes wat die vervulling van Sagaria 9 vers 9 beskryf. Sagaria 9 vers 10 sal dis die ander deel van die belofte, sal met Jesus Christus se wederkoms gebeur. Verder maak Jesus homself bekend as die lydende knegt van die Here, wat verlossing van sondes bring vir die volk van God. 'n week na Palmsondag gee hy homself aan die kruis, aan die dood oor, minder as 'n week na Palmsondag, sodat daar aan God se regverdige oordeel vir die sondes, wat die ewige dood is, dat daaraan voldoen kan word. Op Golgotha het Christus as koning van verlosser hierdie straf vir die uitverkorenes van God gedra. Vir jou en vir my. Deur die sterwe van sy seun wys God die Vader dat hy die regverdige God is, wat nie die sonde ongestraf laat bly nie. Hy laat sy seun daarvoor betaal. Hy het nie net ons sondes betaal nie, geliefdes, hy het ook almal wat in Christus Jesus glo, regverdig verklaar. My broer, suster en kind, baie mense het maar 'n flouerige sienswyse oor die sonde, so asof dit niks is nie. Hoe erg kan dit dan ook nou wees? Baie mense dink dat God nie beskaafde mense wat 'n goeie lewe lei, sommer hel toe sal stuur nie. Soms erken mense tog dat hulle sondaars is, maar begin dan maar weer om hulle self met ander te vergelyk. Ek is darm nie 'n moordenaar of 'n egbreker of 'n dief nie. Ek steel darm nie ou mense se geld nie. Ek leef 'n eerbare lewe. Ek gehoorsaam die regering, ek bly nou tuis. Ek stel nie my en ander mense se lewens in gevaar nie. Ek is lief vir my vrou en my kinders. Ek werk hard om 'n goeie bestaan te maak. Die Jode het hulle self ook met mekaar vergelyk en gesê dat hulle darm nie soos die heidene is nie. Ons weet mos van die Fariseer wat homself met die tollenaar vergelyk het en gesê het, dankie dat ek nie soos hierdie tollenaar is nie. Maar geliefdes, eendag, dalk gouer as wat ons dink, sal almal van ons voor die Here kom staan. Dan sal elkeen van ons bely dat God die Here is. Gaan jy voor God staan met jou goeie lewe, of gaan jy voor hom verskyn as 'n Christen gelowige wat bekleë is met die geregtigheid van jou koning? Ons koning Jesus Christus. Al het ek en jy baie sondes, al is ek en jy menslik gesproke slegte mense, moet ek en jy onthou, met sy wederkoms gaan hy nie op 'n donkie ry nie. Met sy wederkoms gaan hy triomfantlik op die wolke terugkeer. Dan sal hy as regter optree. As jy hom in hierdie lewe in die geloof as jou koning van verlosser het en net op hom steun, sal jy jouself ook verheug oor sy koms wat nog moet plaasvind. Maar hoekom wag tot dan? Hoekom eers jubel die dag wanneer ons koning terugkeer? Loof en prys hierdie koning van ons wat ons van die ewige verderf kom verlos het. Doen dit reeds nou, doen dit vandag. Maar geliefdes, ons leer Jesus Christus ook as koning van nederigheid ken. Sy hele aardse lewe getuig daarvan. In nederigheid is hy in 'n stal gebore, nie in 'n koninklike paleis nie. Hy ry Jerusalem, die stad van konings, op 'n donkie binne. Nie op 'n perd soos al die konings sedert Salomo dit gedoen het nie. In werklikheid word hy verneder en hy laat dit in alle nederigheid toe. Al ry hy op 'n donkie die Jerusalem binne, bly hy die seun van God.
Hy bly die koning wat versoening tussen God en mens kom bewerkstellig het. Deur Goeie Vrydag wat ons eerskomende Vrydag vier, sy lewe as versoenoffer af te lê, tot eer van God die Vader. En dit doen Jesus in absolute gehoorsaamheid. Soos dit vir Christus oor die eer van sy Vader gegaan het, so behoort dit vir ons ook oor die eer van ons Here te gaan. Wanneer ons self nederig is, ons dalk self verneder word, gaan ons nie ons priesterlike koningskap verloor nie. Want Christus het dit met sy volmaakte en voltooide werk vir jou en vir my, vir jou en my verdien. En die Heilige Gees het dit aan ons verseël. Deur die geloof bly dit ons eiendom, omdat God dit vir ons gegee het. Daarom kan ons maar nederig wees, nederige diensknegte wees wat ander se belange hoër as ons eie stel. Geliefde, Sagaria 9 vers 9 word geprofeteer dat Jesus in nederigheid aarde toe sou kom, toe hy homself as offer vir ons sondeskuld kom oorgee het. In vers 10 hoor ons die profesie van sy wederkoms, wanneer hy in krag en mag en heerlikheid sal kom, om oor die hele aarde te regeer. Kom ons luister weer daarna. Ek sal die strydwaans in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei. Die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Hier sê die koning self wat hy gaan doen. Sy wederkoms sal dadelik alle geweld stopsit. Dan sal hy aan die nasies vrede verkondig en sy heerskappy sal wees van die see tot by die see, van die Efraat af tot aan die einde van die wêreld. Vrede sal nie net in woorde kom nie, geliefdes, maar sy teenwoordigheid op aarde sal die vrede vestig en bevestig. Let op die vrede van sy heerskappy, dat dit nie net in die onmiddellike omgewing sal wees waar hy sy voete sal neersit nie. Sagaria haal ook hierdie woorde van Psalm 72 aan, waarin die wêreld omvattende heerskappy van die Messias verkondig word. Sy heerskappy sal wees van see tot see, en van die Efraat tot aan die eindes van die aarde. Orals in die heelal sal daar vrede wees, behalwe in die hel. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Geliefdes, dis nie net Sagaria wat ons Here Jesus se wederkoms vir ons voorspel nie. Jesus het dit self gedoen. Ons lees daarvan in Matteus 24 en 26. En ook in die boek Openbaring het hy dit aan Johannes geopenbaar hoe sy verskyning sal wees. Dan sal hy nie weer op 'n hingsvol van 'n donkiemerrie ry nie, maar op 'n wit perd. 'n koninklike wit perd om die verlossing van sy bruid, die kerk van ons, finaal te maak en om elke vyand van hom en sy vader en sy bruid, daardie vyande finaal te vernietig. Elke liewe mens op aarde sal hom in daardie tyd ontmoet, wie hom reeds in hierdie lewe as die gesagvolle koning in hulle lewens aanvaar het en voor hom neergebuig het en sy werke in geloof omhels het, sal nou alreeds in vreugde daaroor sing. Maar hulle wat weier om hom as koning te erken en aanhou om hulle self teen hom te verhard, sal hom ontmoet as die regter uit wie se hand die ewige oordeel aan hulle gegee sal word. Broers, susters, kinders, deur die liefdevolle genade van ons hemelse Vader, het ons die geloof van die Heilige Gees ontvang om nou reeds vir Christus en sy werke in geloof te omhels. Hoe reageer ek en jy op die feit dat Jesus Christus as koning kom om te regeer? Vir die gelowige is daar maar net een reaksie, en dit is om te jubel en te juig van vreugde. Elkeen wat 'n hegte verhouding met God het en daarin lewe, sien met verwagting uit na die wederkoms van ons Here Jesus. Maar dis nie altyd so maklik nie. Miskien is jy vanoggend op 'n plek in jou lewe waar hierdie oproep om oor die koning van die konings te juig en te jubel
vir jou vandag vreemd klink. Jy is dalk hartseer. Jy is dalk self siek. Miskien is daar kommer in jou hart oor jou naby mense, jou ouers, jou kinders. Jou lewe is dalk so in 'n warboel weens dinge wat hierdie afgelope tyd gebeur het. Of miskien maak die aanhoudende belofte wat ons hoor van Jesus se wederkoms en dat daar nog niks konkreet gebeur het nie, dat mens tog bly wonder, sal dit tog gebeur? Hoe kan ek nog met vreugde uitsien na sy kom? Geliefdes, die mense van Sagaria, die mense aan wie Sagaria hierdie profesie verkondig het, sou sekerlik ook al hierdie vraag kon vra. Tog was die volk in daardie stadium weer terug in die beloofde land. Daar is al weer begin met die herbou van die tempel. Maar van al die voorspoed waarvan die Here deur Esegiel en Jesaja in die vorige profeseë gepraat het daar niks van gekom nie. Die gelowiges in Sagaria se tyd het ook nie die koning gesien wat Jerusalem op die donkievul binne gery het. Daar moes nog 400 jaar verloop voordat dit gebeur het. Die feit dat hulle dit nie sien gebeur het nie hierdie profesie ongeldig gemaak nie. Ek en jy wat hierdie geloof wat ons van die Heilige Gees ontvang het, weet dat hierdie profesie gedeeltelik alwaar geword het. Matteus en Johannes het dit vir ons neergeskryf, omdat die profesie van Sagaria 9 verse 9 en 10 gedeeltelik vervul is, kan ons verseker weet dat die Here ook die laaste deel van die profesie sal vervul. Jesus Christus, ons enige koning, sal weer terugkeer en hierdie keer sal ons almal sien hoe dit gebeur. Saam met die dooies wat opgewek word, sal die wat dan nog lewe sien hoe hy op sy wit perd die verlossing van sy bruid finaal kom maak. In die geloof kan ek en jy reeds jubel en juig want die ruiter op die wit perd word ook genoem getrou en waaragtig. Mag ek en jy nou reeds die genade ontvang om voor ons Here, om oor hierdie belofte van Christus wat bewaarheid sal word, te juig en daaroor te jubel. Geliefde broer, suster, kind, jou koning kom. Jou koning kom na jou toe. Amen. Here, ons Here, as ons so vandag in ons lewens kyk, 'n dag in ons lewens so na aan die herdenking van die sterwe vir ons op Golgotha aan die kruis, Here, dan erken en bely ons dat ons so baie kere vergeet dat U steeds ons koning is. Here, dat mens ook in tye waarin ons vandag lewe nie altyd daaraan dink dat ons alreeds hierdie oorwinning behaal het nie, dat U dit vir ons gedoen het, dat U dit aan ons gegee het. Ja, Here, regverdig, skoon, rein, skoon gewas voor U aangesig, het U dit reeds vir ons gedoen. Here, dankie dat U bereid was om Uself te verneder en as koning op 'n donkie die stad binne te ry. Ja, Here, dat U as martelaar aan die kruis gesterf het. Maar Here, meer is dit, dat U die dood oorwin het. Dat U reeds in die hemelhuis is om vir ons ook plek te maak. Maar meer nog, Here, dat U op die wit perd sal terugkeer na ons toe. Dat U ons na U toe sal neem, oorwinnaar van die oorwinnaar sal wees. Koning van die konings, heerser van alle heersers. Here, daarom is ons gebed ook dat ons sal lewe soos U wil hê ons moet lewe. Dat ons ook kan uitroep, saam met die Gees en bruid kan uitroep, kom Here, kom gou.
Amen. Ons sluit af met lied 184, ons sing al 4 verse, vers 1 en 4 almal, vers 2 die susters en vers 3 die broers. Lied 184, al die verse soos dit op die skerm verskyn. Geliefde gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is in en met en by julle tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente wil ons ook graag buite die erediens vir elkeen van julle die seën van die Here toesing. Bly gesond die week en dan sien ons DV mekaar weer volgende Vrydag op dieselfde platform. Seën vir julle elkeen.